Van die leeuw is krachtig, maar mijn God is almachtig. Die brul van die leeuw is krachtig, maar mijn God is almachtig. Die brul van die leeuw is krachtig, maar mijn God is almachtig. Die brul van die leeuw is krachtig, maar mijn God is almachtig. Zo ik zeg, halleluja, als ik sta in de kracht van God en ik zeg, halleluja, als ik sta in de kracht van God, als ik zie val op mijn knieën, vol en sterk, met die kracht van God en sterk, met die kracht van God. Is jy ook sterker met die krag van God? Amen. Amen. Goeiemôre. Is dit vir julle lekker om hier te wees? Prys die Here. Ja, ek weet, dis bietjie koud. Weer is chill. Maar hoekom sal ons ook wees vir die koue? Ek is die eerste ou wat bang is vir die koue. Glo my. Julle weet ons. Oukie wat van Palabora afkom, is dit bietjie swaar om hier in Brandfort te wees met hierdie koue. Maar as die Here wil hê om die wees, dan is ek hier. Amen? Yes. Amen. Hartlik welkom aan een en elkeen vanoggend. Ons is so bly julle is saam met ons. Mag dit regtig vir julle 'n seën wees om in die huis van die Here te wees. En vir Johnny, ons is so bly jy is saam met ons vanoggend. Geniet die diens saam met ons en mag die Here regtig vir jou ook seën vanoggend. Ek wil vir julle sê vanoggend, verwag die wonderwerk. Verwag die wonderwerk. En liewe broer en suster, ek wil begin met 'n paar goeders. Ek wil net eers vir vanoggend 'n klein stukkie lees. Die Here praat met my ook deur hierdie stuk. En ek hoop dat dit vanoggend vir jou ook 'n seën is. Al sou die vrye boom nie bot nie, Here, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. En al sou die verlang tot diep in my oë gaan lê en die bang en onsekerheid bietjies in my hart wegkruip. Al sou die pad kilometers vol grond en gate voor my voete uitloop en my hart sê my hart se probeer moeg raak. Al sou my oë sukkel om die son raak te sien, die son wat U elke dag op my pad kom neersit. Al sou my kop aanhou probeer om my hart te verstaan en my bid party al moeg voor U kom kniel, nogtans sal ek in U bly glo. Sal ek glo dat U hart goed is en liefde is. Nogtans sal ek elke môre stil luister of ek U stem hoor. Want dit is U wat vir my die krag gee om elke oggend op te staan en my stukkie pad voluit te stap. Dit is U wat my hart se huil stil maak en die stukkies verlang gaan wegbêre daar waar dit hoort. Dit is U wat die verlede se onthou toevou in U hande en dit eenkant neersit, daar waar dit my nie meer kan raak sien. Dit is U wat langs my kniel en my optel, as die pad vir my te lank word. Daarom sal ek glimlag oor U. Daarom sal ek elke oggend die vrede diep in my hart gaan wegbêre. Daarom sal ek my kop oplig en die lewe stil in die oë kyk. Want U, Here, loop saam met my, elke dag, altyd, en dit is vir my genoeg. Amen. Mag ons dit nooit vergeet nie, en ek sê nou vir U, ek weet, ons gaan deur moeilike tye, en dit is ook die woord wat die Here vanoggend vir my gegee het, woord van bemoediging. Ek weet, daar is baie dinge wat skeef loop, en dan staan ons ook nog
in 'n nuwe seisoen, 'n winter wat aanbreek. So ook kan dit wees dat dit 'n nuwe seisoen in jou geestelike lewe is. Kom ons vertrou die Here daarvoor. Ek wil vanaf ons net ons afkondigings voorhou vir die week, Woensdagoggend hier, ons bid hier, groot getuienis van hoe geseënd ons bid hier is, dan ook Vrydag aande ons jeug, maar eerskomende Vrydag gaan ons nie jeug hê nie, asseblief, maak seker geen jeug nie. Die rede daarvoor is, ons jong mense gaan Heilbron toe die naweek, en hulle ry al Saterdagoggend nou voordag, ons wil nie hê, hulle moet laat wees vir hulle busse en nie. So die skool ry Heilbron toe, dis ook een van my versoeke vanoggend. Ons gaan bid dat die Here vanoggend, ons gaan vanoggend bid dat die Here Saterdag ons kinders bewaar, dat hy met hulle sal wees op die pad, dat die voertuie veilig sal wees. Ons vertrou God dat hy opnuut sy engele opdrag gee om 'n leerskare rondom die voertuie, die bestuurders en die kinders te trek, dat hulle sal veilig reis en ook veilig terugkom. Dan Sondagoggend, 8:30, 8:30, Sondagskooluur. Asseblief, vanoggend was dit weer lekker, daar was 11 kinders gewees. Kom ons maak seker dat die kinders kom, dit is vir ons so lekker as hulle hier is, en ek weet, ons leer elke Sondagoggend as ons hier is, leer ons iets uit die woord van die Here. Ek gaan sommer vanaf ons die verjaarsdag voorhou, Debbie Foster, hulle het verhuis, maar ons noem steeds haar verjaarsdag, sy verjaar vandag, die 4de, so baie geluk aan Debbie, en aan Edwin Burger verjaar môre, die 5de, is die verjaarsdag vir hierdie week. My liewe broer en suster, ons het vanoggend het ons die voorreg, ons gaan aan die tafel van die Here aansit, en ons is so dankbaar dat ons die voorreg het om dit te kan doen. Ons gaan dan ook na afloop van die boodskap, gaan ons vanoggend ons nagmaal bedien, en dan na die diens nooi ek julle aan vir 'n koppie tee of koffie, vir die van die wat nie so baie Brits praat nie, is daar koffie, dis nou van ons soos ek, en dan is 'n broodjie. So asseblief, gesels asseblief bietjie met mekaar, kom ons kuier net so klein bietjie met mekaar voordat ons hastig huis toe gaan. So na diens nooi ons hier vir 'n broodjie en 'n koppie tee of koffie. Dan gaan ons by die deur, daar op die tafel, gaan ons die Twitter sit van hierdie maand. Hy is hierso, ek noem dit net vir julle, daar's 'n los bladsy in Twitter, dis die blokkies raaisel, so asseblief, hy is los. Die rede daarvoor is, as jy klaar voltooi het, moet jy hom vir ons terugbring. So, dis hoekom hy nie ingebind is nie, en dit is hoekom hy los is. So, asseblief, kry vir jy, daar behoort genoeg kopieë te wees, en dan, as jy klaar is met die blok raaisel, bring hom vir ons terug. Baie dankie. Goed, ek wil vanoggend, ons klompie versoeke aan die voorhou. Dit is regtig 'n groot klompie versoeke, maar ek vertrou die Here om regtig by elkeen van daardie versoeke vanoggend stil te staan. Voordat ek daarby kom, ek wil graag by u as gemeente, ek doen dit nie normaalweg nie, want die Here het dit op my hart gelê, dat ek vanoggend dit vra. Daar is iemand in ons gemeente wat 'n spesialis moet gaan sien in hierdie week, en die persoon het nie die finansies nie. Ons kyk nog op hierdie stadium 'n skamele R300. As daar iemand is wat bereid is om 'n bydrae te maak, kom ek sê so, die besoek is R1000, ons het reeds R700, ons benodig nog 300. As daar iemand is wat 'n bydrae daartoe wil maak, asseblief, na die diens, kom praat met my, dat ons kyk of ons daardie persoon kan help, asseblief. Goed. Ek het reeds ons eerste versoek, het ek vir u voorgehou. Ons bid regtig, en dit is ons gebed, soos wat ek het genoem het, en opsigte van die reis van die skoolkinders. Daarna, ek bid vanoggend weer vir my susterskind, my peetkind, Rosel van Wyk.
Die Here het al reeds aangeraak, maar ek vertrou die Here vir 'n volmaakte werk in haar liggaam. Dat die Here regtig vir haar nie net gesond maak, maar dat die herstel ook spoedig sal wees. Dan dra ons Suster Santie weer op in die Here vanoggend, Suster Santie Swanepoel, dat die Here ook by haar sal stilstaan, by haar vertoef, en vir haar ook aanraak in hierdie oggend. Volgende versoek, Suster Aneta, sy gaan môre in, môre reeds in, sy kry Dinsdag 'n heupvervanging. Ons bid nou reeds vandag, dat die Here vir jou sal aanraak, dat die Here alreeds daardie operasiekamer gesteriliseer het, dat al die instrumente skoon is, daar geen kieme is. Ons weet ook dat die dokter wat die operasie gaan doen, dat hy dit gaan doen onder leiding van die Heilige Gees. Die Here reeds sy hande, haar hande geseën het, dat daardie operasie suksesvol gaan wees in Jesus naam. En so ook die herstel, dat het spoedig sal wees en volmaak sal wees. Ons het groot getuienis gekry die week van klein Leon Kreur, die Here regtig vir daai klein seentjie 'n wonderwerk doen. Ons vertrou die Here om vir Leon ten volle en volmaak sal genees in Jesus naam. Dit gaan baie beter met ons, dank die Here daarvoor. Dan ons Suster Hannetjie, sy is in vir operasie, daar het so klein, ek het vir u gesê, glipsie gebeur, hulle het daar long raak gesteek, en dit gaan nie goed met haar op die oomblik nie. Ons vertrou die Here dat hy vanoggend by Hannetjie sal stilstaan. Dat hy Hannetjie sal onderneem tot die volheid van sy genade, dat hy regtig vir haar sal die wete gee dat hy vanoggend daar by haar is, maar dat hy haar ook gaan aanraak in Jesus naam. Ons dra vanoggend weer vir Chris en Wendy op in die Here. Ons vertrou die Here regtig, my broer, my suster, dat die Here vir julle gaan stilstaan, dat die Here vir julle onderneem tot die volheid van sy genade. Volgende versoek is Roda. Roda het weer 'n keer geval, voel eintlik sleg om elke keer te sê weer 'n keer geval, maar dit is so. Ons bid regtig dat die Here vir haar sal onderneem. Maar my gebed is dat die dokters 100% insig sal kry oor wat presies fout is. Dat hulle vir haar kan behandel, dat sy ook weer 'n normale lewe kan hê. Dat die Here regtig vir haar ingryp. Dan dra ek ook vanoggend weer vir ons broer David en Suster Sandy nou op aan die Here, dat die Here ook by hulle sal stilstaan. Dit gaan beter met David, maar ek vertrou die Here dat die Here regtig vir David volmaak sal genees in Jesus naam. En dat die Here regtig vir hulle sal onderneem tot die volheid van sy genade. Ons dra vanoggend Suster Meisie se suster 3 op aan die Here. Die kanker het erg versprei, is talle van dele van die liggaam. Ons dra op aan die Here vanoggend, dat die Here regtig by Brie sal stilstaan, dat die Here vir haar sal onderneem, dat die Here regtig vir haar sal aanraak in hierdie oggend. Dat sy ook vanoggend sal weet, God is daar om vir haar te onderneem na siel, gees, siel en liggaam. Ons Suster Melanie, sy het ook, die oog is nie lekker nie. Ons vertrou die Here regtig, dat hy vanoggend daai oog aanraak, dat daai oog sommer baie beter sal wees, en dat wanneer die dokter gaan sien, dat die dokter ook gelei sal wees deur die Gees om presies te weet wat gedoen moet word, om daardie op te los. Ons vertrou die Here vanoggend vir dit. Dan die laaste versoek wat ek vanoggend het, is hier my binneste. Ek wil ons broer John Grant vanoggend, Meisie se man, aan die Here opdra, dat die Here ook vir hom sal onderneem, dat die Here vanmôre daar by ons sal stilstaan, en vir ons sal onderneem tot die volheid van sy genade in Jesus naam. Dis 'n lang lys. Die volk van die saak is, by God is geen lysland nie. By God is daar nie voorkeure en afkeure nie. By God is daar nie vooropgestelde idees nie. Ons God is regverdig. Hy is die groot geneesheer. Ons kan hom daarvoor vertrou.
Hy is ook die groot raadgewer, ons kan ook daarvoor vertrou. As jy vanoggend 'n versoek het wat jy wil doen, asseblief, jy is so welkom om vanoggend jou hand op te steek en te sê, hier is my versoek. As jy net vanoggend wil sê, Here, hier is my hart, dan is jy so welkom om net jou hand op te steek en sê, Here, hier is my hart vanoggend. Is daar enige versoeke wat jy wil doen vanoggend? Dani Brink, hy moet ingaan, hy moet ook die internet sien, hy Parkinsons en nou sien hy allerhande snaakse goed wat nie bestaan, net vir hom op intree. Asseblief jy na my suster Jackie sê nou, sy hulle sukkel om haar bloeddruk af te kry, net vir haar wil te sien. Ons gaan vir hulle ook intree, daar is hulle name genoem voor die Here. Suster Rita? Gesina asseblief voorbereid. Ons gaan vir ons suster Gesina ook vanmôre bid, vir haar ook intree. Ons doen nou haar naam ook voor die Here, dat die Here by haar ook gaan stilstaan en vir haar aanraak in hierdie oggend. Petrus? Daar is asseblief so Rita van hierdie event asseblief, om Donnie se broers verlede na Woensdag. Begrafnisdiens nog nie verkeerd nie, maar dit is ons. Ons gaan ook aan hulle dink, en so weet hulle, mag die Here regtig vir hulle bystaan in hierdie tyd, en mag die Here hulle self vertroos, en dat die Here vir hulle die wete gee. Hy staan hulle in hulle hartseer en in hulle lyding. Ons dra ook op die gesin en die familie, dra ons ook op in die Here vanoggend. Is daar nog versoeke wat jy het vanoggend, wat jy wil doen? Mag ek vra vanoggend, as jy 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here. Yes. O Vader, in hierdie oggend, U het ons lys gesien vanmôre, dit is 'n groot lys wat ons vanoggend het, maar ons weet vanoggend, ons dien en ons aanbid 'n groot God. Here, en ons weet vanoggend, elke naam wat voor U genoem is, elke hand wat vanmôre voor U opgegaan het, weet ek vanmôre dat U daar sal stil staan. Here, en dat U daar sal vertoef vanmôre, dat U by elke een sal aandoen, dat elke een, Here, sal ervaar hoe U vir hulle onderneem, na gees, siel en liggaam. Vader, is vanmôre my gebed, dat ons sal terugkom om te getuig van dit wat U gedoen het. Here, ek weet vanoggend, elke versoek wat voor U genoem is, niks is te groot, niks is te klein nie, niks is onmoontlik nie, en ek weet, Here, U is 'n God van wonderwerke. Daarom kan ek vanoggend, kan ek uitroep en vra, Vader, wees ons asseblief genadig, in Jesus naam. Here, terwyl ons vanmôre daardie herinnering het, dat ons aan die tafel gaan sit, weet ons, die prys is reeds betaal. Die oorwinning is behaal. U het die dood oorwin. En deur U wonde is daar vir ons genesing, so ook vergifnis van sonde. Daarom kan ons net vanoggend bid en vra, Here, wees ons asseblief genadig. Sal U asseblief, Here, vanmôre self intree, dat U vanmôre by elkeen aandoen, soos wat ons vra. Here, maar laat U wil geskied, is ons groot gebed. Dis ons vraag vanmôre. Dis wat ons vanoggend van U vra, dat U wil laat geskied, ook in elkeen van ons se lewens. Here, ek wil net sê, U het vanoggend ons hande gesien opgaan, om te sê dankie. Dankie Here, dankie Aba Vader. Here, mag dit vanoggend vir U ook lekker wees, om te sien hoe U kinders na U toe kom en sê, dankie Here, vir U seëninge. Want U seëninge is ontelbaar. Ons kan dit nie tel nie, Here, en ons laat so dikwels na, om genoeg vir U dankie te sê. Maar Here, vanoggend, kom ons om te sê, dankie, Aba Vader, dankie. Here, dis my gebed dat U vanmôre in hierdie diens ook sal beweeg. Dat U vanmôre by mense sal aandoen in Jesus naam. Vader, is my gebed vanmôre, dat U by elkeen sal stil staan.
En Here, dat U met elkeen sal spreek. Ek dank U, Vader. Amen en amen. Asmies. Ek nooi jou om saam met ons te staan. Ons gaan lekker saam sing in die naam van die Here groot maak. Daarna gaan ons luister na die woord van die Here.
Here wanneer ons vanoggend sit en sê, daar is niemand soos U nie, dan ek bedoel het met my hart uit, maar Here, ek weet ook elkeen wat vanmorgen hier is, sing saam met my om te sê, ons bedoel dit uit ons hart uit, Here, daar is niemand soos U nie. Want Here, ons kan vanmorgen sing en sê, hoe groot is ons God? How great is my God? Vanmorgen voel ek hier in my binneste, ek kan ek ben stil
storm loop, en met my God sal ek spring oor 'n muur. Dit is hoe groot my God is. Here, wanneer mense kom om te sê, ek het hierdie groot probleem en ek het hierdie groot probleem, dan weet ek, kan ek vanoggend antwoord om te sê, jy weet nie hoe groot is my God nie. Want my God is groter as enige probleem wat daar is. Elke daad. Mag dit vir elkeen vanoggend 'n werklikheid in hulle lewe wees. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, kom ons weer in die plekke. Ek sien my Bybel het, weet nie of het kan gebeur nie, maar ek sien my Bybel het homself geblaai hier na 'n ander bladzijde. Miskien moet ek hierso lees. Ja, man. Ek wil vanoggend, vir ons 'n boodskap bring, in die woord van die Here, en mag dit vanoggend vir jou ook 'n bemoedigende boodskap wees. Mag jy ook vanoggend uit hierdie woord uit, dat die Here ook vir jou vanoggend met jou sal spreek, en ook dat dit vir jou 'n seën sal wees vanmôre. Ek gaan die skrifgedeelte vanoggend is uit Romeine, vir die wat sukkel om Romeine te kry. Romeine is daar net na die na Handelinge, die evangelies en na Handelinge, en dan gaan ons na Romeine toe. Nou, die brief aan die Romeine, ek het bietjie daaroor gewonder, hoekom sou Romeine die eerste brief van die apostel Paulus wees? Het jy al gewonder, of het jy maar net elke keer gedink, nou, Romeine is nou na Handelinge, en dis die eerste brief wat die apostel Paulus geskryf het, en daarna gaan het nou maar net aan. Die ander klomp briewe wat hy daarna geskryf het. Sal julle onthou, wie was die wêreldheersers op daardie stadium? Die Romeine. Dit was die Romeine. En die boodskap van die evangelie was heel eerste gevat na wie toe? Na die Romeine toe. So, nou het hy 'n klomp volgelinge daar tussen hierdie klomp Romeine, het hy 'n klomp volgelinge. Maar trou aan die, amper sê ek aan die tradisie. Maar trou soos dit by die mens is, nou het hulle hart en lewe vir die Here gegee. En nou dink hulle, I'm on my happy way to heaven. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, nee, broers, seker en susters, pas op, kyk vir die volgende, let op dit, let op daai, maak so. Hoekom? Want hy het die autoriteit in hom gehad.
Hy het Jesus Christus met saam met die Heilige Gees in hom gehad. En daarom kan hy vanuit daardie autoriteit uit gaan hy met hulle praat. Kom ons lees Romeine 12. Ek gaan net 2 verse lees in Romeine 12. Ek gaan gaan ek weer lees, maar julle hoef nie dan julle Bybel te vat en saam te lees nie, want ek gaan uit ander vertalings uit, gaan ek dit nou 'n bietjie vir julle lees. Die 2 verse wat ek vir julle wil lees, Romeine 12, vanaf vers 1. Ek gaan net daardie 2 verse lees. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Amen. Tot sover die woord van die Here. Liewe broer en suster, vanoggend, ek wil sommer gou 1 of 2 goed met julle deel. Vanoggend is daar net 'n klomp goeders wat moet gebeur en dis die en dis daai en is die volgende en die is nie lekker nie en daai is nie lekker nie en die wil dit en daai wil dat en al so en so voort. Maar terwyl hierdie dinge met my gebeur, begin ons met die Sondagskool so 10 minute laat. En onmiddellik kom die gedagte by my op. Die 10 maagde, waarvan 5 wys was en 5 dwaas was. Ek vermoed, daai 5 dwaas maagde, was dan ook 10 minute laat. Die gedagte kom by my op, weet jy wat? As ons 10 minute laat gaan wees, kan ons die hemelpoorte mis. Die gedagte kom by my op, dat ons moet sorg, dat ons gereed is, dat ons nie laat is nie. Want as ons laat is, gaan ons dalk die hemelpoorte misloop. Ons is in 2025, ons het oujaarsaandse diens, dit was vir my 'n wonderlike diens gewees, en daar was 'n klomp mense toe, daar gewees, wat ek nie vandag hier sien nie. Dit is nie vir my lekker nie, want eintlik het ek gedink, ons skep uit daardie diens, het skep ons moed en ons storm 2025 binne, en ons gaan storm boor 2025, ons is besig om te storm. Die punt van die saak is, as jy nie lekker onthou nie, vandag is die 4de Mei, die 5de maand van die jaar al. Ons is besig om baie naby te kom aan die helfte van die jaar. 1/3 van die jaar is nou klaar verby. Onthou julle, oujaarsaanddiens het ons die wegkaart gebou, en ons het gesê ons is deel van 'n prentjie. So is elke een van ons deel van God se wegkaart, God se prentjie. Maar ek is bekommerd hier in my binneste. Is hier van hierdie wegkaart stukkies wat besig is om weg te raak? Ek weet nie. My broer en suster, ek weet, in die natuur is ons besig om na 'n ander seisoen toe te gaan. Ek weet byvoorbeeld, en ek gaan nou sommer net, as ek vergewe my, maar ek weet, ons suster Sofia sukkel met haar bors en haar longe. Maar weet jy wat, suster Sofia, ek wil vir jou sê, ek vertrou die Here om
vir jou nuwe longe te gee. Kan ek net sê, sy sal ook my vergewe as ek haar sommer net uithaal hierso. My moeder kom hier aan in Brandfort. En een van die eerste goeders is, sy moet die longspesialist sien. Maar as tot met haar longe. En dis 'n groot ding om haar by die longspesialist te kry. Op die uiteinde kom sy by 'n fantastiese dokter uit. Maar behalwe vir dit, die dinge val so in plek, en behalwe vir dit, sê die longspesialist vir haar, nee, daar's nie fout met hierdie longe nie, dis nie COVID longe nie, die ouens wat gedink het, dis COVID longe, dis nie COVID longe nie. Sy kan dit getuig. Wat ek vanoggend wil sê, as God vir sy een kind nuwe longe kan gee, dan kan hy vir sy ander kind ook nuwe longe gee. Kom ons prys hom daarvoor, kom ons vertrou hom daarvoor. Al wat ek kom vanoggend vir julle sê, my liewe broer en suster, toe hierdie Romeine tot bekering gekom het, was daar van hulle wat gedink het, ek is heilig en veilig, ek is op pad hemel toe. Ek het 'n vermoede dat van ons Brandforters is besig om dieselfde ding te sê, ek is op pad hemel toe, heilig en veilig. Maar hier kom die Here deur Paulus en hy sê vir ons, daar's goedjies wat jy moet doen. Jy kan nie net heilig en veilig wees nie. Daar's goedjies wat jy moet doen. Ek wil vir jy sê, as jy pad stap met die Here, as jy verhouding het met God, dan wil ek vanoggend vir jou sê, gaan daar elke dag iets wees waar die Here met jou oor gaan praat. Elke liewe dag. Hierdie week kom die Here en die Here vermaan my, eintlik nie die week nie, eintlik gister, kom die Here en die Here vermaan my, en die Here sê vir my, Johan, let op, hoe jy met jou geliefdes praat. Let op, hoe jy met hulle praat. Daar's niks heilig aan nie, daar's niks snaaks aan, wanneer ek dit vanoggend sê nie. God verwag van ons, om met jou geliefdes te praat, soos wat hy met ons sal praat. Nie soos wat ek dit doen nie. Hey, wat gaan op weer nie aan? Ek het gesê, hierdie honde se hals moet geknip word, is nog nie geknip nie. Is dit die manier om met hulle te praat? Nee. God het vir my gesê, let op hoe jy met jou geliefdes praat. Hulle is nie jou vloerlap nie, hulle is nie jou hond nie, hulle is 'n geliefde van God. Kyk, te kry ek ook slaap. Een ding weet ek, God is getrou en regverdig. As ek gekom en sê, Here, ek het berou, regtig berou hier in my binneste, is hy getrou en regverdig en hy vergewe my onmiddellik. Hy maak my vry. Maar weet jy, terwyl God met my besig is oor dit, praat God met my oor vergewe. Jesus, en ek het dit nou al 'n paar keer hierdie jaar, het ek dit genoem. Maar weet jy wat, ek wil nou vanoggend vir jy sê, as die Here dit weer op my hart lê, dan wil ek vanoggend vir jy sê, ek is jammer, maar daar's iemand wat ongehoorsaam is. My broer, my suster, moenie ongehoorsaam wees nie. Die Here sal nie dat ek vanoggend weer sê, ons moet vergewe en vryspreek nie.
Kolossense 3 vers 13. Verduur mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Ek het dit op vorige geleentheid gesê, ons bid die Onse Vader, dan sê ons Here, vergewe my skulde, soos ek my skuldenaars vergewe. Baie keer sê ek nou vir julle, vergewe ons nie ons skuldenaars nie. Nou hoeveel ons het met die Here ons verander, as ons bid hom. Ons bid dit so, is dit nie? En dan vergewe ek nie, onvoorwaardelik nie. Ek sê nou vir julle, ek weet nie met wie praat die Here nie, my broer, my suster, gaan maak reg. Wanneer jy vergewe, al is jy hoe seer gemaak, ek weet, vergifnis is waarskynlik een van die moeilikste goed. Maar God gaan nie net vir jou om doewe nee te sê nie. As jy nie vergewe nie, as jy nie vryspreek nie, dan word jy met daai ketting gebind. Nie hulle nie, nie daai een wat jy nie vergewe nie. Jy word gebind. Gebruik vanoggend die geleentheid om te vergewe. Dis juist wat vergifnis beteken. Dit beteken dat jy kies om daardie las nie verder te dra nie. Want dis 'n las wat op jou geplaas word. Jy maak jouself vas. Breek daardie ketting van seer. Breek dit in Jesus naam. Die daad van liefde is nie net teenoor 'n ander persoon nie, maar die daad van liefde is ook teenoor jouself. Jy moet jouself kan lief hê. Nie lief hê met om te kan sê nee en maai en wat is daai sê museum? Nie myself en I, nie daai ene nie, dankie, nie daai ene nie. Maar ek moet myself kan lief hê. As ek nie vir myself kan lief wees nie, hoe gaan ek vir ander lief wees? Want dan kan ek nie 'n heilige en 'n welgevallige offer wees teenoor ons God nie. Ek moet vir julle sê, ek wil vanoggend, as daar iemand is wat weet dat die Here vanoggend met jou praat oor vergifnis, smeek ek jou vanoggend. Ek weet nie of dit iemand is wat dalk na ons uitsending kyk nie, maar ek pleit by jou vanoggend. Gaan spreek vry en vergewe. Moenie dat dit jou bind nie. My broer en suster, ek wil vanoggend ook vir u sê, daar is 'n ander ding wat die Here regtig op my hart lê. En dit is daar is talle van ons mense wat op die oomblik stoei met goed in hulle lewens. Stoei met goed soos siekte, stoei met verhoudinge, stoei met finansies, stoei met ongelukkighede, talle mense wat stoei met 'n werksituasie. God kom vanoggend en hy sê vir jou, as jy wil, sal hy dit nie maak. Hoor mooi, as jy wil, sal hy dit nie maak. Ek het al talle kere vir u Jesaja 43 vers 19 voorgehou, waar die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek maak riviere in die woestyn.
As die Here vanoggend vir jou sê, hy gaan iets nuuts maak, dan sê ek nou vanoggend vir jou, al wat jy moet is, verwag die wonderwerk. Verwag die wonderwerk. Maar ek dink baie keer, wil ons toch net 'n bietjie vashou aan my probleem. Ag, dalk is daar iemand wat my jammer kry, omdat ek met hierdie ding stoei. Twak man. Hoor nou wat ek volgens vir jy sê. God wil vir jou dit net maak. Jy moet net die keuse uitoefen en sê, Here, ek wil dit hê. Ek vra dit van U. Ek verwag die wonderwerk in my lewe vanoggend. Ek wil vanoggend vir jy sê, ons het vanoggend in die sondagskoolklas het ons daaroor gepraat. As ek vir jy sê, verwag die wonderwerk, dan bedoel ek dit so. Hier staan Abraham. Hy het sy seun Isak op die altaar. Hoekom? Want dit is 'n opdrag van God gewees. Hy trek hy mes. Hy gaan nou sy keel afsny. Dink julle, vir een oomblik, Abraham het in sy binneste gedink, dis fyn. Ek sny nou sy keel af. Dis niks hierdie. Daai belofte wat God aan my gemaak het, dat my nageslag gaan wees, soos die see, die sand van die see, soos die sterre in die hemel. Die Here het seker met ons gepraat, maar dis oké, ek gaan nou sy keel afsny. Abraham het in sy binneste geweet, God is in beheer. Abraham het sy binneste geweet, die God wat hy aanbid is 'n lewende God. Abraham het geweet, hy moet die geloof hou. God sal voorsien. Toe dat jy daai berg opstap, Isak dra daai brandhout, toe vra hy, Vader, waar is die lam? Sê God sal voorsien. Hier staan hy met die mes in sy hand, gereed. En die engel sê vir hom, Abraham, hier is die brandoffer, hier is die ram, slag hom, slag hom. Jy sien, ek is in my hart oortuig daarvan, Abraham is nie verniet die vader van geloof genoem nie. Want hy het geloof gehou in God. Hy het geweet, God sal iets maak. Hy het geweet, God sal die uitkoms verander. Hy het dit geweet. Daarom kon hy met boldness optree. En hy het geweet, God sal nie sy belofte verbreek nie. Hier staan die ram. Dink jy vir een oomblik, Abraham het nie die wonderwerk verwag nie. Ek dink dis juis, Abraham het daardie wonderwerk verwag. My liewe broer en suster, my vraag vanoggend is, verwag ons daai wonderwerk? Ek wil terugkeer na ons skrifgedeelte. Ek wil vanoggend vir julle die skrifgedeelte wat ons gelees het, wil ek vir julle herhaal. Kom ek herhaal dit eers in Brits, in Engels. Ek gaan lees uit die Message uit. So here's what I want you to do. God helping you. God sê die Here, hy help vir ons. Take your everyday, ordinary life. Gewone lewe. Your sleeping, your eating, going to work and walking around life. Daai lewe van jou. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jy moet hom vertrou. Don't become so well adjusted to your culture. Hier is my mooi. Ons klomp Afrikaners, ons so like van ons kultuur. Nee, ons moet, maar hoor nou hierso. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into
that you fit into it without even thinking. Jy doen dit sommer net outomaties. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. En wonder ek net vir myself, dis omtrent 2000 jaar gelede was hierdie geskryf deur Brother Paulus. En nou is dit vir my amazing dat hulle daai tyd al gesukkel het met die goeders wat ons vandag mee sukkel. Is dit nie? Hulle daai tyd al met dit gesukkel. Maar wie wat? Hier kom sê vir jou, wat moet jy doen? Trust me. Kom ons lees hom net in Afrikaans in die boodskap. Hy sê, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Hoor mooi, gee julle hele lewe aan hom. Julle moet, hoor mooi, lewende offers in God se hand wees. 'n lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet gee. Hoor mooi, hy sê, gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Ek dink ook, jy kan ook sê, presies waaroor verhouding met God gaan. My broer, my suster, as jy verhouding met God het, soos wat Abraham met sy God gehad het, sal jy die wonderwerk verwag. Wanneer jy op die doodloop straat kom, as jy by daai doodloop kom, gaan jy nie moed opgee nie. Jy gaan nie moed opgee nie, want jy weet, God sal voorsien. Jy weet, jy kan die wonderwerk verwag. Jy weet, dat God se tydsberekening gaan perfek wees. Jy weet, dat God gaan jou situasie verander. As jy dit verwag, gaan dit gebeur. Ek moet nou vir jy sê, baie keer is ons in situasies en dan dink ons, daar is nie uitkoms nie. Hoeveel keer in jou lewe was jy al in sulke situasies? Wees eerlik met jouself. Hoeveel keer was jy al by daai punt gewees en jy dink, sjoe, hierdie lyk nie donker. Dit lyk nie of daar 'n lig aan die einde van die tonnel is nie. Die lig wat ek daar sien, is seker die volgende trein wat op pad is om my te trap. Dis hoe ons mos redeneer, dis hoe ons dink. My broer, my suster, vanoggend kom ek na jy toe, ek sê vir jy, verwag die wonderwerk, maar, gee jou hele lewe met alles wat in jou is. Hierdie Engelse gedeelte sê dit so mooi, wanneer hy sê, your ordinary life, your sleeping, your walking around, you going to work. Gee dit alles vir die Here. Selfs daar waar jy op die skoolbanke sit, gee dit vir die Here. Doen dit vir hom asof jy dit vir hom doen. Nie net vir jouself nie vir iemand anders nie. Doen dit vir God. Wees 'n heilige, welgevallige offer en God gaan vir jou die uitkoms gee.
Ek wil vir jou vanoggend wil ek jou nooi en sê, wanneer jy vanoggend God vertrou vir veranderende omstandighede, of dit nou dalk fisiese genesing, finansiële deurbraak is, of dit verhoudings is, of dit is in jou geloofslewe, dan wil ek vanoggend vir jou sê, behalwe om die wonderwerk te verwag, maak seker dat jy 'n welgevallige offer is aan die lewende God. Ek wil vanoggend wil ek vir u sê, as ons in die woord van die Here leer uit Abraham uit, dis nie vir die daar nie. Dis nie vir nie vir ons gegee nie. Maak gebruik van dit. Maak gebruik van dit. Weet, God vra net van jou, jy wees welgevallige offer in Jesus naam. Kom ons lê die oor. Here, help my om los te maak. Here, ek wil nie vasgevang bly in seer en bitterheid nie. Soos U my vergewe het, help my om ander ook te vergewe. Selfs wanneer dit nie maklik is nie, asseblief, Here. Here, help my asseblief om U binne in my beloftes te plaas, sodat dit gestand kan bly en staan, veral wanneer ek op U moet vertrou. Here, help my om elke dag 'n heilige, welgevallige offer te wees. Here, dan weet ek, deur dit sal dit nie vir my moeilik wees om die wonderwerk te verwag nie. Deur dit sal ek weet dat U gaan vir my daar wees. Ek sal net U tydsberekening moet vertrou. Ek sal net U Godheid moet vertrou. Maar help my om dit te doen. Amen en amen. Broer en suster, ons gaan sommer daarop aangaan met ek gaan U bedien vanmôre in die nagmaal. Ek wil vanoggend, ek het nie iemand gereël voor die tyd nie. Ek wil vanoggend vra, Josai, jy en Kobus en Fani, kan ek julle vra om vir my vanoggend te help asseblief? Ek sê dit elke keer, ek gaan vanoggend dit ook nie anders doen om te sê. Hierdie nagmaaltafel is nie die tafel van die AGS Brandvoort Regeringsentrum. Hierdie tafel is die tafel van Christus. Sy dood het hy gesê, vier dit so dikwels as wat julle by mekaar is. Eintlik moet ons elke Sondag nagmaal. Eintlik moet ons elke dag in ons huis mekaar nagmaal. Maar ons het deur tradisie, wat het daai Engelsman nou gesê, dan message, culture. Yes, like Paulus het visie gehad. Hy het geweet ons gaan in 2025 gaan sit met kultuurdinge. Hierdie is 'n opdrag van die Here Jesus. Hierdie sê die Here Jesus vir ons,
trots is wat julle by mekaar is, dat julle daaraan kan dink, want ek het gesterf vir julle sondes. Ek het genesing gebring deur my wonde, is daar genesing vir julle. Dis wat Jesus vir ons sê. En hoe weet ons dit? Want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het die prys betaal. Hy het op daardie Sondag het hy opgestaan. Die prys is betaal. Ek en jy kan vanoggend net sê, dankie Here. Die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, hy het dit gebreek, en hy het gesê, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek word. En toe sê hy hierdie woorde, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar is. Vanoggend gaan die broers die bedien met die broodjie, neem daarvan, weet, dit is die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Dankie Here Jesus vir u liggaam wat vir ons gebreek is. So ook na die ete het hy die beker geneem en gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Bloed tot vergifnis van sonde. Bloed wat skoon was in Jesus naam. Die broers gaan vir u bedien met die kelkies. Ek gaan vir broer Kobus vra. Hy gaan vir u bedien met die beker. Die wat die beker wil neem. Steek net die hand op. Dat Kobus vir u met die beker kan bedien. Die ander broers gaan vir u bedien met die kelkies. And all
Broer en suster, kom maak net seker, is daar enigiemand wat oorgeslaan is? Is almal bedien? Niemand is oorgeslaan nie? Ek gaan vir die broers vra, om vir ons op te neem, stuur dit asseblief na die kant toe, dan gaan hulle die kaartjies net vir ons opneem. Een ding wil ek vanoggend vir u sê, weet verseker, ons koning leef. Weet verseker, dat jy kan vanoggend staan maak op dit wat in sy woord staan. Weet verseker, dat jy kan ook die wonderwerk in jou lewe verwag. Jesus naam. Baie dankie aan die broers, dankie ook aan die susters wat ons die tafel berei het. Groot dank en waardering vir die opoffering wat u maak. Elke keer ons moontlik te maak en waardeer dit. Ek gaan nie nooi, ons gaan 'n laaste lied sing en dan nooi ek u om die tiendes en offergawes, God se tiende en offergawes hier in die skatkis te plaas. Baie dankie en almal wat so getrou is. Ons weet dat hierdie is ook God sê vir ons, wees getrou. Kom ons wees getrou. En ons sê ook dankie daarvoor vir hierdie saak wat gesaai word. Kom ons sing lekker saam. They were dreaming in the fire. They were falling in the fire. The wolfman was the Son of God, and the Lord delivered them all. They were dreaming in the fire. They were falling in the fire. The wolfman was the Son of
as ons so dit vir jou vra, help ons. Kom ons sê die woord, Here, baie dankie dat ons vanoggend hierdie skatkis kan lig. Here, ek weet is moontlik net vir mense simbolies en vra hoekom. Maar ons weet vanoggend, hierdie is 'n opdrag van U. Ons neem hierdie skatkis, ons lig dit uit hierdie aardse riem. Ons plaas dit by U, Here, in die derde hemel, waar U hierdie saad neem en dit vermenigvuldig, soos wat dit U behaag, sodat U werk gedoen kan word, sodat U evangelie verkondig kan word, Here, dat ons U woord kan uitdra. Ons dankie daarvoor. Dankie, Here, vir elke gewe. Dankie vir elkeen wat gehoorsaam is. Dankie, Here, dat ons op vanoggend weet, hulle wat nie bevoorreg is om hier te kan staan nie, dat U ook vir hulle gaan onderneem en dit op die volgende geleentheid te kan doen. In Jesus naam. Baie dankie daarvoor, Vader. Here, nou wil ek vanoggend U seën uitspreek oor elke een wat vanoggend hier is. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Here, baie dankie dat ons weet, in hierdie week, elke plek waar ons voet neersit, kan ons opeis vir die koninkryk van Jesus. Elke plek waar ons in hierdie week aandoen, gee dat ons U lig sal uitdra. Gee, Here, dat ons nie 'n lig sal wees onder 'n maatemmer nie, maar dat ons 'n lig op 'n berg sal wees vir hulle, om te kan sien wie is Jesus. Dankie dat ons vanoggend aan die tafel kon sit. Dankie, Here, dat ons vanoggend weet, ons sondes is vergewe, omdat U die prys reeds betaal het. U die lam wat geslag was, U het die prys betaal. Baie dankie daarvoor. Here, ek vandag ons almal en ek spreek vrede oor elke een in Jesus naam. Amen. Amen. Be with me.